Goeiedag almal en baie welkom by In die Tunnel. Ons kyk weer die komende naweek se sportaksie Saterdag en Sondag. Dis reg oor die wêreld en natuurlik ook in Namibië. En ons was bederf die rugby Springbokke wat die afgelope naweek gespeel het. Die rugby kampioenskap is nou afgehandel. Hulle is die Verenigde Rugby Kampioenskap en nou sit die Springbokke wat in hulle provinsies weer speel. So dis lekker vooruitsig ook wat die naweek daar gaan gebeur van die Springbokke wat ook daar in aksie is. So ons gaan ook hoor wat sê Johan Ackerman, hy sê afrigter van die Bulls wat ook daar 'n wegwedstryd speel in Ierland. En ons hoor ook dan wat sê Mike Potgieter. Mike Potgieter gaan sy kundige mening gee oor die 3 Suid-Afrikaanse spanne wat Saterdag in aksie is. En dan weer Maandag is dit 'n belangrike wedstryd vir die vroue wêreldbeker. Dis die 50 balbeurt cricket wêreldbeker waarin Suid-Afrika speel. Vir hulle aspirasies om daai top 4 te maak sal hulle Maandag beslis moet wen. En dit is 'n wedstryd wat hulle teen Bangladesh speel. Ons hoor wat sê Laura Wolfhard, sy is die kaptein van die vroue span. Ook 'n golf, dis die PGA wat in Japan speel. Interessant, hulle speel by Yokohama en ons hoor wat sê Colin Morikawa ook wat daar wagte is op daai baan en sommer sy voorbereiding. So dis 'n lekker klomp internasionale sport om na uit te kyk. Dan in Namibië ook gaan ons kyk na wat in die sportaksie daar is. Dis ook Namibië se MyZone, die NSSR onder 17 seunspan wat 'n interprovinsiale sewestoernooi speel in die Kaap. Dis in Woester. Ons gaan kyk na 'n wedstrydtye en waar dit ook gekyk kan word op watter platforms dit gekyk kan word. So dan kom ons gaan na die internasionale sport eers. Dis die Verenigde Rugby Kampioenskap en dit is na die eerste 2 weke se rugby was dit die Bulls en die Stormers wat voor is. Hulle het die eerste 2 wedstryde gewen. Bulls het 10 punte alleen voor gewees, dan die Stormers, Munster en Zebra met 9 punte het hulle gevolg in die tweede plek. En dit is die Sharks wat 11de lê. Dit is met 2 punte en die Lions 13de met 1 punt. So dit is wat gebeur het daar die eerste 2 weke, maar kom ons kyk wat gebeur die komende naweek. Dit is Benetton wat in die Lions speel. Dit is 4:00 die middag wat daai wedstryd gespeel gaan word. En nou kom ons hoor eerstens by Mike Potgieter. Ek het met Mike gesels en ons wonder wat kan gebeur. Dis die Lions wat 'n wegwedstryd speel, nog een in Italië. Maar die Lions is steeds in Italië. Hulle het nou teen Zebra vasgeval. Nou sit Benetton. Vroeg in die seisoen is daar baie druk onder die afrigtingskorps. So, mens sien dit ook in die media ongelukkig. Dit is die Lions wat eintlik miskien komend van die Karibeker eindstryd lê. Daar's baie druk op hulle. Ja, ek moet vir jou sê, dis vir my so 'n bietjie kommerwekkend want jy sou nou gedink het daai Lions groep wat eintlik uit die Karibeker uitkom, kom met goeie momentum in die Verenigde Rugby Kampioenskap en dit wys jou net daai stap wat jy gaan van 'n plaaslike kompetisie tot eintlik maar 'n internasionale kompetisie. En ons het dit herhaaldelike keer al gesê, die Lions is daai een span wat nie werklik sterspelers het nie. En nou verloor hulle ook, of het hulle ook, sterspelers soos Edwin van der Merwe verloor in die Sharks, en dit wys jou net daai impak wat dit het. So dit is nogal redelik kommerwekkend oor dit wat aangaan by die Lions. Ja, en aan die ander kant het Italië se franchises Zebra en Benetton het baie beter begin doen die afgelope klomp jare en steeds die geval en dit maak hulle ook nog steeds sterker. Die Italiaanse rugby is nie sleg op hierdie stadium nie. So dit maak nog meer druk op die Lions. Moeilik om weg te wen, maar dit is amper by 'n kruispunt vir die Lions so vroeg in die seisoen alreeds en sê jy moet hom ergens begin wen. Dis die groot ding, Arie, en ons het al baie keer gesê jy sien dit dat hierdie kompetisies oorspoel in internasionale kwaliteit in. By die noordelike halfrondspanne sien ons dat die 6 nasies se kwaliteitsspanne en spelers oorspoel in die Verenigde Rugby Kampioenskap. En Benetton is een van daai ontvangers van die Italiaanse internasionale spelers. En Benetton is glad nie meer 'n span waartoe jy gaan en sê, weet jy wat, kom ek kyk as ek net hier kan wen. Nou is dit ook nie eens meer 'n geval van hoor ek moet hard werk nie. So dit is nogal een van daai kompetisies wat ons vroeër gesê het internasionale kwaliteit bring. En daarom dink ek die Lions se sterkte so 'n bietjie tussen die bene op pad Italië toe. Maar wie weet, dit kos 1 wen om hierdie hele kompetisie in momentum te draai. Miskien kan Lions dalk net 'n wonderwerk verrig. Ja, dankie Mike. 'n Moeilike wedstryd vir die Lions. Hulle die afgelope naweek het hulle alreeds in Italië verloor teen Zebra, nou speel hulle teen Benetton. Maar kom ons kyk wat gaan verder gespeel word. Saterdag die Ospreys speel teen Zebra, dit is ook 4:00 die middag. Dan die Glasgow Warriors speel teen die Dragons, dit is 6:30. En nog 'n 6:30 wedstryd is Leinster wat tuis speel teen die Sharks. Leinster het die afgelope 2 naweke verloor in Suid-Afrika, so hulle sal baie gemotiveerd wees. 'n Moeilike wedstryd vir die Sharks en kom ons hoor wat sê Mike Potgieter weer eens. Maar dit is dat die Sharks wat nou 'n moeilike taak het. Hulle moet nou teen Leinster speel en dit maak dit moeiliker want Leinster het nou 2 wedstryde agtereenvolgens verloor. Wat in konteks sit, die hele vorige seisoen het hulle net 2 verloor uit 16 wedstryde. Nou het hulle die eerste 2 verloor. Die wet van gemiddelde is 'n bietjie teen die Sharks in hierdie ene, maar dit is 'n moeilike een. Dis amper is nou hierdie
hierdie wenspan is nou wakker gemaak waarskynlik. Ek moet vir jou sê, Arie, ek dink die Sharks sal sê, miskien kan ons hulle derde oorwinning kos en dat hulle rekord dan is 'n bietjie in tatters is. Maar ek moet vir jou sê, Leinster is 'n span, 'n baie goed afgerigte span, 'n span wat goed gebalanseerd is. Ek dink nie ons het die beste van Leinster gesien en gekry hier in Suid-Afrika nie, alhoewel hulle ondersteuners sal sê, teen die Bulle het hulle baie beter gelyk as wat hulle gedoen het teen die Stormers. Die tellbord het ook so gesê. So ek moet vir jou sê, ek is bevrees dat die Sharks kry Leinster op die verkeerde tyd weg. Die Sharks het gewys, hulle is 'n goeie span, hulle kan 'n goeie span wees. Op papier is die spelers daar. Ek wonder net wat die probleem is by die Sharks. Ja, dit is asof die samespel nie so lekker was nie. In die vorige wedstryde in die vorige seisoen was van hulle topspelers het goed gedoen vir die Springbokke, maar nie goed gedoen vir die Sharks nie. So interessant wees hoe daai infasering veral in Desember en Januarie gaan wees van daai spelers. Net in terme van die afrigtingskorps ook. John Palmtree het nou 'n jaar of 2 gehad. Hy het voete nog so 'n bietjie meer gevind. Hy ken Durban, maar dis nou 'n tyd dat hy, wat jy nou moet sê, maar hy het nog genoeg, kom ons sê maar, gebou. Nou soek hulle dit op die tellbord. Dis die groot ding, jy is geneig om 'n nuwe afrigter 'n tydjie te gee om sy voete te vind en om sy eie bloudruk te kan bewerkstellig en af te druk in die spelers. Die groot ding vir my is, daar gaan 'n tyd kom waar jy gaan sê, nou wil ons die return on investment hê, en ons wil dit sien. En die Sharks is 'n franchise wat jy amper half op staat maak om goeie kwaliteit rugby nie net te speel nie, maar die uitspelrondes te kan haal. En ek weet, na 2 rondes begin ons al klaar praat oor uitspelrondes. Hierdie is 'n kompetisie waar jy nie die kompetisie gaan wen in die eerste helfte van die kompetisie nie, maar jy kan jouself in 'n baie moeilike posisie bevind. Ons het die vorige seisoen gesien met die Stormers, en dan maak jy jou pad vir jouself baie moeilik. So die Sharks wil verhoed om daai moeilike ronde nou al in ronde 3 te kan bewerkstellig. Uitdaging kom waarskynlik in Desember, wanneer almal vakansie hou en wil Kersfees hou, dan moet hierdie spanne te mekaar, die Suid-Afrikaanse spanne te mekaar speel. Dit gaan baie moeilik wees. Dis die tye waar jy baie veld kan verloor. Want dan moet jy jou tuiswedstryde begin wen, maar as jy vroeg verloor, moet jy begin wegwedstryde wen. En dis nie maklik nie. Dit is moeilike kompetisie teen die mede-Suid-Afrikaanse lande. Die geluk by die ongeluk vir hierdie Suid-Afrikaanse spanne is dat die Springbokke begin nou terugkom. En ek weet daar word 'n rusperiode vir die Springbokke ook nou aangekondig en dat daar 'n tydjie gaan vat voor hulle in die spanne ingemoet. Ek hoop, glo en vertrou dat hierdie Springbokke nie net 'n verskil gaan maak op die uitslag nie, maar 'n verskil gaan maak in die moreel onder die spelers, daai spangees in die groep, waar jy amper op staat maak op 'n Oxenchelle wat gaan terugkom en nie net krag na vooruit bring nie, want die Sharks het daai diepte by hulle, maar ons weet wat die impak van 'n internasionale speler kan wees. En ek hoop dat dit kan wees in hierdie moeilike tye waarvan jy praat, dat daai Springbok spelers dit weer lig. Ja, dankie Mike. Ja, dit is 'n moeilike wedstryd vir die Sharks beslis. Ek dink Leinster sal baie aangeskakel wees om daai net te wen vir die eerste wen van die seisoen sover. Hulle is natuurlik die verdedigende kampioen. Ander wedstryd is Cardiff teen Connacht. Dit is 'n 8:45 en nog 'n 8:45 afskoptyd, kan maar nota daarvan maak, is Ulster wat tuis speel teen die Bulls en dit is die Bulls so sê wat 10 punte het bo in die punteleer. Kom ons hoor wat sê Johan Ackerman en dit is ook in verband met die Springbokke. Daar's Springbokke wat weer terug is in die groep. Kom ons hoor wat sê Johan Ackerman hoe hy dit hanteer. Yeah, it's a mixed bag because one, you're excited and it's a privilege to work with that quality of players, but now, it almost that stuff we talk about now, that team building kind of process starts all over again now, as we introduce these guys, it's always tough when you come from a level like that and now you have to slot into a new system and with players, but luckily they've been part of the team for a while now, so hopefully that will be easy. And it's just basically, like you said, it's a learning for me to learn every player now, their character, what they bring to the team and etc. But I'm excited to see them slowly but surely integrating for a small bit, and then they obviously go back to the box. En dan afrigter van die Bulls, Johan Ackerman. Ja, dit is moeilik om die spelers wat 'n tyd lank nie by die groep was nie weer in die span in te werk. Ek dink hulle sal vinnig hulle voete vind ook daar. Nou kom ons hoor wat sê Johan Ackerman verder. En daar's hom gevra of hy gelukkig is of hy tevrede is eerder. Eerste 2 wedstryde was tuis. Hulle het 10 punte op die lys. Hierso is Johan Ackerman weer eens.
Not that I planned for, because obviously when the season started, you look at the fixtures and you know that you're starting with 2 home games, and you know that if you don't win them, you're going to have a lot of pressure. So you were hoping to win them, and now that you did win them and you got 10 points out of it, it's a massive plus for us, because like I said, we're far from playing the rugby we want to play. But I'll rather take 10 wins like this, not pretty, than playing, good rugby, but still not on the winning side. So it does give us a platform. We all know, everybody speaks about it year after year, that if you really want to give yourself a chance, you have to win your home games. And at least we tick that box, but a lot of work from a rugby point of view. Ja, dan Johan Ackerman en 'n goeie begin vir hulle 10 punte na 2 wedstryde. En ons kyk wat gebeur met daai wedstryd dan in Ulster. En kom ons hoor ek wat sê Mike Potgieter. Ons gesels ook wat die Bulls kan doen in daai wegwedstryd daar in Ierland. Die Bulls teen Ulster, dit is nou Ierse span. Hulle het weet om teen die Ierse span te speel, teen Leinster gespeel. Dit raak nie makliker as jy wegspeel nie. Maar die Bulls het 'n goeie momentum, twee wenne. Dit is 'n goeie begin. Gewoon die punte leer, so na twee rondes. So dis baie op die spel. As jy hierdie ene teen Ulster kan wen, dan het jy baie goeie begin vir die seisoen. Ja, en dit wys jou weer eens die rol wat 'n goeie begin speel. Ons het al herhaaldelike kere gesê, jy wen nie die kompetisie in die begin nie, maar jy kan dit vir jouself baie moeilik maak in die begin. En die Bulls wat werklik wys dat met Johan Ackerman wat ingekom het, hulle somme van die eerste oomblik af nie net wil deelneem nie, hulle wil oorneem. Want dis die groot ding. Ons het al baie keer gepraat van die rol tussen speler en afrigter en die druk wat die afrigterskorps ervaar. En Johan Ackerman, wat nou deel geraak het van die Bulls, onder geen illusie nie. Jake White het ons gebring tot in die finale, maar hy kon nie die beker huis toe bring nie. Dis jou rol. En met 'n begin soos wat die Bulls tans gehad het, lyk dit in alle waarskynlikheid asof dit die doel is vir hierdie jaar. En om 'n beker huis toe te bring is baie te doen met op watter veld jy speel. En dis waarom hierdie wedstryd belangrik is, want dit het Leinster gewys. Hulle het heeltyd wanneer dit semifinale en eindstryde is, dan hulle tuisveld voordeel. En jy wen eintlik net hierdie toernooi as jy 'n tuisfinaal kan hê. Hier en daar wen spelers met wegwedstryde, maar dis net 'n groot voordeel en dit is waarom hierdie ronde is baie belangrik is vir hulle. Ek wou jou nou in die rede val en sê as daar een span is wat met die gaan verskil, is dit juist die Bulls wat gewys het ons het al gegly in 'n finaal hier by ons. Maar ja, dit is van kardinale belang. Nie net bepaal hierdie oorwinnings, maar die bonuspunte wat jy kry, wat die Bulls gewys het so waardevol is om jouself juis in daai top 2 posisies te hou om tuisveld semifinale en 'n finaal moontlik te kan bewerkstellig. 'n Wegwedstryd is altyd moeilik, maar ek dink die Bulls het 'n goeie begin gehad om hulle self goeie momentum, goeie selfvertroue te kan gee om te kan gaan toer teen 'n baie gevaarlike Ierse span in Ulster. Ulster wat nog altyd een van die swaargewig boksers was in hierdie kompetisie. En dit is nie 'n span wat jy ligte kan opvat nie, veral nie in Ierland nie. Ons ken die ondersteuners, hulle gaan verseker hulle stem laat dik maak. En dit meer dikwels as nie speel 'n groter rol as wat ons self wil laat glo. So die Bulls wat hulle storie gaan moet ken teen Ulster. Net so laastens 'n goeie kombinasies, goeie aankope gemaak of nuwe spelers gekontrakteer. Jan Serfontein maak 'n groot verskil op 12. Dis asof Kriel op 13 ook amper beter speel, wisselik met Serfontein langsom. Met tyd sal Pollard ook meer speel op 10. De Wet is ook net daar van die stonder, so hulle het 'n sterk groep spelers en Curtly Arendse moet ook terugkom. So op 'n stadium dieper in die seisoen gaan hulle baie sterk agterlyn hê. Die een groot ding waaroor jy glad nie beheer het nie, is beserings. En ons het nou gesien dat Serfontein het nou so half 'n needletjie en dat daar 'n vraagteken oor hom is oor wanneer en hoe vinnig hy weer beskikbaar gaan wees. En dit is soos jy gesê het, een van daai groot aankope wat hulle gemaak het waarop hulle staat maak. Die Bulls het gewys dat hulle 'n goeie kombinasie van ervare spelers inbring saam met die jonger spelers om daai vinnige omskakeling en samewerking tussen die senior en junior spelers te bewerkstellig. Dis 'n unie wat dit vir my baie goed reg gekry het. En ek moet vir jou sê, met spelers soos daai wat begin inkom, mag die gevaarligte vir die ander spanne dalk net vroeër af begin gaan, veral met daai name wat nog nie eens almal terug is nie. En dit die begin is wat die Bulls gemaak het. So die ander spanne sal eintlik al gehoop het dat jy die Bulls vroeg kry voor die Springbokke begin terugkom, soos die Arendse en so aan. Maar nou het hulle gewys dat ons het goeie diepte in ons groep. Dit sê vir my dat die Bulls hier is vir 'n mening. Ja, dankie Mike. Ja, so 'n groot wedstryd vir die Bulls dan in Ierland, altyd moeilik om weg te speel. En hopelik kan hulle bou op daai 10 punte wat hulle reeds het. Maar kom ons vat 'n advertensiebreek. As ons terugkom, dan kyk ons wat op die golfbaan gebeur.
Welkom terug by in die tunnel. Ons kyk na sport internasionaal en ook in Namibië later. En dit is die PGA van Amerika wat ook hooftoernooie in Japan speel. Dit is die Bicurrent Classic wat daar gespeel word. Dit is in Yokohama. Baie interessant, dis $8 miljoen Amerikaanse dollar op die spel totaal vir al die spelers om voor te speel. En een van die spelers daar is Collin Morikawa. Maar kom ons hoor wat sê hy. Soms sy gedagtes gekry om nou in Japan te speel. Die Ryder beker is nou agter hulle, so hier is Collin Morikawa. One of my favorite tour stops, not only because of the fan enjoyment and the energy that they bring in the golf, but also just the culture and the food and just making it a full-on vacation out here. So I always look forward to this trip every year, and I'm glad to be back. You were at the Ryder Cup just a little over a week ago. Curious if you've had any time to hang out or decompress since Bethpage. Not really. That week goes by so quickly, and a lot of things are happening, and obviously the end result wasn't what we wanted. So, coming over here a few days early, it's just kind of been a continuation of a lot of adrenaline. But after this week, I'll have a little bit of time off to really reflect and look back at the season and see what I need to keep doing well and keep needing to do better. New golf course this year at Yokohama Country Club. Can we just get some thoughts on the course? Yeah, it's honestly an incredible golf course. The greens are some of the best greens I think we've played on tour, and just the way the design of the golf course with a lot of bold greens, sloped edges, it makes the green complexes a lot smaller than what we see. So it'll be a great test. Obviously, we have some weather tomorrow and a lot of wind and some rain, so it'll be a great test I think throughout the week. There's a lot of mix of long holes and short holes throughout this golf course. You just mentioned the weather with the typhoon coming in. Is there anything you're going to change about your game? No, I think, the last couple of days of prep, the weather's been so nice that you kind of get used to seeing a golf course for the first time, pick your lines, and I think you just have to adjust a lot tomorrow and be ready really to hit any club off the tee because it's going to play very, very different than what we've seen the first couple days. Dan Collin Morikawa van Amerika. Hy het in die eerste ronde het hy gelyk aan syfer gespeel. Die voorloper is Mark Grayson op 4 onderbaan syfer. Dan Christian Bezuidenhout 2 onderbaan syfer en Gareth Hugo is gelyk aan baan syfer. Hy is ook van Suid-Afrika. Nog golf wat so reg oor die wêreld gespeel word, dit is die Indië Ope wat gespeel word. Hulle is deel van die vroue LPGA en dan die Open de España. Dit is die deel van die DP Wêreldtoer. Dit is 'n mans wat in daai toernooi speel. So dit is alles lekker golfnuus van oor die wêreld. Kom ons gaan na die cricketveld. Dit is cricket, dis die 50 bilbeerd wêreldbeker wat gespeel word. Saterdag se wedstryde is Engeland teen Sri Lanka en Sondag speel Australië teen Indië. En Maandag 'n belangrike wedstryd vir Suid-Afrika in die 50 bilbeerd wêreldbeker. Hulle speel teen Bangladesh. En die kaptein van die Suid-Afrikaanse span is Laura Wolfhard. En kom ons hoor wat sy. Daar's aan haar gevra, die ook in terme van Marizanne Cup, sy is die veelsidige speler in die span, baie werk met die golf en met die bal. En daar was sprake dat sy dalk naby aan uittrede is, maar kom ons hoor wat sê Laura Wolfhard oor 'n vraag oor Marizanne Cup. None of those conversations just yet. I think she's still really enjoying her cricket at the moment and absolutely loves playing for South Africa. And it's been absolutely amazing to have her in the side. I think the amount of experience that she has is invaluable. She sort of knows every player going around. She's bowled to basically all of them. So she's been great on the field, sort of giving me advice on different players and different strategies. So yeah, I hope she plays for another 10 years. That would be amazing. But yeah, hopefully we can make it a special World Cup for her. En dit dan Laura Wolfhard, die kaptein van Suid-Afrika se span, en hulle het goeie voorbereiding gehad. Hulle het toere gespeel of voorbereidingswedstryde in Sri Lanka en Pakistan. Natuurlik die baanblaaie daar is baie meer ingestel om 'n draaibalbouwerk te bevoordeel. So hulle het goeie oefening daarvoor gehad. Nou kom ons gaan na die sokkerveld. Dit is wêreldbeker kwalifiserende wedstryde vir die 2026 FIFA wêreldbeker en daar's geen Engelse Premier Liga hierdie komende naweek nie. Van die wedstryde die naweek is Portugal teen die Republiek van Ierland, Spanje teen Georgië en Estonia teen Italië. En dan Sondag se Denemarke teen Griekeland en Nederland teen Finland. Dis maar van die wedstryde wat ek nou noem. Daar's 'n hele paar ander wedstryde wat ook gespeel word. En dan Sondag is daar ook van die Afrika deel van die kwalifisering ook wedstryde. En dit is onder andere dan Zambië teen Niger. Dit is 3:00 die middag. Burkina Faso speel teen Ethiopië en Egipte teen Guinea-Bissau en Ghana teen Comores en dan Mali teen Madagaskar. So dis van die wedstryde wat dan Sondag ook plaasvind. Kom ons vat 'n advertensiebreek, ons vat 'n ruskansie. As ons terugkom, nou hoor ons wat alles daar aan Namibië gebeur.
Welkom terug by In die Tunnel. Ons kyk wat internasionaal reg oor die wêreld gebeur. Kom ons kyk wat in Namibië gebeur. Ons skop af met cricket, of ons bou die eerste bal op die cricketveld. Dit is 'n groot cricket by Namibië se cricketgronde, die FNB cricketgronde daar in Olympia. En dit is groot wedstryd, T20 internasionale wedstryd. Dit is Namibië, die FNB Eagles wat speel teen Suid-Afrika se Proteas, en dit is 2:00 die middag. So groot opgewondenheid. Ek gaan kyk 'n wedstryd gerus, en dit kan ook gevolg word direk vir die wat nie daar kan wees nie op oneafrica.com of oneafrica.tv. So dit is die groot cricket daar in Olympia, en dit is Suid-Afrika wat besoekers is in Windhoek. Dan ook groot skole rugby, en dit is Suid-Afrika se skole interprovinsiale onder 17 toernooi. Dis 'n 7 toernooi wat in Woester gespeel word. Ja, die goeie nuus is Namibië het ook 'n span wat deelneem. Dit is die MyZone NSSR onder 17 Namibië se span wat in aksie is daar. Die onder 17 interprovinsiale rugby toernooi is aan die gang in volle swang in Woester, en dit is die MyZone Namibië span wat ook deelneem. En ek het na die eerste wedstryd gesels met Janro Greef. Janro, lekker om mee te speel in Woester. Jy het nou die eerste wedstryd agter die rug, sommer net die gevoel van die eerste wedstryd. Hoe dit vir jou gevoel om Namibië te verteenwoordig? In die begin, ek het weirdly nie gestres nie. Ek was bietjie op my senuwees, maar ek het soveel vertroue in die ouens die laaste tyd gekry dat ek nie gestres het nie. Maar ek het geweet gaan 'n tawe battle wees, maar ja, ons het toe die wen deurgetrek, en dit was nogals lekker, ja. Ja, ons moet hom sê, ek het so op die hoekie van die veld gestaan, toe kom julle so lekker nader gespeel. Kom ons kyk gou-gou hier, so is 'n 3 wat Janro gedruk het. Ons speel dit gou-gou in. Janro, is lekker om so 3 te druk, né? Dit is lekker om 'n 3 vir jou land te druk. Ja, oom, het was 'n bietjie stresvol, maar ek wou net gaan clean het, en toe ek sien hy kyk vir my toe, vra ek maar om die bal te kry, so, en toe werk dit uit, ja. Dis lekker. Baie geluk, maar geniet die res van die toernooi, en staan sterk vir Namibië. Dis oom, baie dankie oom. Eerste wedstryd afgehandel, en ek gesels hier met die kaptein Joshua. Joshua, baie goeie wen. Dit is teen Limpopo gewees. Lekker om die eerste een agter die rug te kry. 'n goeie 10-5 wen gewees teen hulle. Ja, wil net baie dankie sê aan die Jesus wat vir ons gehelp het deur die game. Was 'n alrighterige game, nie so taffie, maar ook nie so liggie. Ja. En julle speel nou ander land se spanne. Kan jy verskil agtergekom het in die manier wat hulle speel ook nou, die Limpopo span? Ja. Namibië spanne is baie hardloop rugby. Hier is baie kontak rugby, so manne speel baie kliphard, ja. Ja, en sommer reg vir die volgende kon ons 'n bietjie loer toe die WP en die Pumas te mekaar gespeel het. Julle speel volgende in daai 2 spanne. Ja, ons kon so 'n bietjie gesien het. Ons moet gereed wees vir hulle. Dis 'n baie tawe game, hulle 2, ja. Sommer lekker om kaptein te wees van jou land se span. Dis 'n voorreg om daai trui oor die kop te trek. Ja, is 'n baie groot eer om kaptein van die land te wees, en ek's baie trots op myself om dit te bereik, ja. Alipad van Stampriet, nou sien Woester, wel gedaan. Baie dankie. Hulle is in groep B geloot. Daar's 4 groepe in die toernooi, en hulle is in 'n groep geloot saam met die Weselike Provinsie, ook die Pumas en Limpopo. So dit is 'n moeilike wedstryd veral teen die WP en die Pumas. En so daai wedstryde word Vrydag en Saterdag gespeel, en dan Saterdag se wedstryde is 7:30. Kan 'n nota maak, 7:30 die oggend al reeds op NTV, kan die wedstryd gevolg word vir die wat natuurlik nie in die Kaap kan wees nie, dis ver om daar uit te kom. En dan aanlyn ook, gaan na oneup2.com, dan klik net op die Sport Rap TV deel, en dit kan dan aanlyn, kan mens ook kyk wat gebeur. Dit is 'n lekker 7's rugby. So net 'n nota maak van die wedstryde wanneer dit is Saterdag. Dit is 9:00 Saterdagoggend speel Namibië se onder 17 span dan teen Limpopo. Dan 11:40 is dit die span wat speel teen Pumas, en dan is dit 2:30 in die middag is dit dan die Namibië se onder 17 span wat speel teen die Weselike Provinsie. So dis lekker rugby aksie, 7's rugby daar in Woester. Dit is die Sportrap NSSR onder 17 span van Namibië wat daar aan aksie is. Nou ja, daarmee volstaan ons eers vir al die sport hierso by In die Tunnel, die naweek se sportaksie internasionaal en ook in Namibië. Daar's 'n groot verskeidenheid. Ek sien uit na daai rugby, dit is Verenigde Rugby Kampioenskappe en ook daai vroue cricket wêreldbeker, maandag se wedstryde. En dan verseker die onder 17s, daai is onder 17 Namibië se span, die MyZone NSSR onder 17 span wat in Woester speel teen sterk opposisie, en ons gaan kyk wat daar gebeur, en natuurlik volg dit ook online of aanlyn, en dan ook op NTV Saterdag van 7:30 af. So ons praat weer volgende Vrydag. Hoop so lekker sport naweek. Groete.